Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer vertel. Toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net almal net. Dis die 21ste Januarie van 2026 en jy luister na Klets. Dankie dat jy ingeskakel het. Colleen, het jy die eerste 21 dae van 2026 met lof geslaag en oorleef? Wel ek lewe en ek is swanger. Gemaak om na liefde te strewe. Op vlerke van vriendskap te swewe. Ek praat gister by die jiu-jitsu met 'n klomp jonger girls. Hulle is bietjie in 'n bietjie van 'n tis, 'n katarsis of 'n wat noem mense dit as jy ja, 'n bietjie van 'n selfbeklemming daarvan. Okay. Hulle is oorweldig deur die jaar en hulle weet nie wat se doelwit hulle moet stel nie en almal het hierdie big audacious goals en hulle weet nie. Ek sê girls, where you are in your life now, just stay alive and don't get pregnant. That's it. Dit is baie goeie advies van 'n tannie af, Colleen. Ja, dis die enkeltjie nogal vir my. Yeah, so what you're saying, Colleen, is that we shouldn't add to the population and we shouldn't take away from the population. Ek sê bravo, daar het jy dit. Okay. Goals. Ja, dis 'n moose goal, dink ek vir meeste mense op die stadium, not to subtract from the population. Ja, dit gaan maar 'n bietjie rof met almal, nee. Nee, dit gaan maar 'n bietjie rof. Ek moet dit vir eerlikwaar sê, ek weet nie hoe het ons op 21 dae in Januarie alreeds gekom nie. Ek meen as dit so aangaan, dan gaan ek my oë toemaak en dan sit November. So, I mean, it's quite scary. Nee, soms nog die Kersboom op, Matthys. Wat is dit? Ek besit nie eens so nie, jy weet mos. Ja, okay, maar ja, good point. Dalk moet jy dit doen hierdie jaar. Dalk moet jy 'n Kersboom. Jy Kersboom kry hierdie jaar, dan voel jy ten minste asof jy een of ander viering het en dan oor begin. Maar andersins is dit lekker daar by jou. As 21 days been. 21 days has been January. Maar ja, alles okay. Alles op standaard en soos wat ons seker verwag 'n Januarie moet wees. So 'n stamp en stoot om jou in 'n rigting in te kry wat jy nie weet hoe die volk nie, maar ja, you're going on, you're carrying on. Ja, praat van Januarie, nee dan. Ja. Ek dink ek het julle vertel van my kar wat moes reggemaak word. Toe ek hom net teruggekry, pas teruggekry. Hy's net afgelewer. Die eerste keer wat ek kom staar, toe gaan hy, ping, I need a service please. En nie 24 uur daarna nie te bars my geyser ook. So, that's 3, ek reken. I'm done for the year. Ja, ek dink jy het al 3 gehad in Januarie, so hopelik is jy klaar met die jaar. Nou, adulting. Weet jy, maar so gepraat van Januarie, het jy enigstens nuwejaarsvoornemens? Ek weet jy het laas gesê dat jy gaan nie sulke hard and fast goeders hê nie. So het jy enige ander nuwejaarsvoornemens? Nee, wat Matthys? Ek dink ek gaan maar net aan met die doelwitte wat ek nie in Desember gemaak het nie. So gaan ons maar maand vir maand aan. Iets wat ek wel nou doen, en ek dink dit is omdat ek hierdie ongelooflike sense of urgency ewe skielik ontwikkel, en ek dink is omdat tyd so vinnig vlieg. Ja. Is, ek begin nou vir myself soos half, dit is nie meer jaarlikse doelwitte nie, dis nou maandelikse doelwitte. Wat wil ek hierdie maand klaarmaak, wat wil ek hierdie maand begin, en dan volgende maand sal ek het, maar so dis kleiner, dit is meer bereikbaar, maar oor 'n korter termyn, en even daaglikse doelwitte, en ek dink dit is net, dit is nie meer hierdie, soos ek sê, big audacious goals, oor 12 maande nie. Want dit voel net vir my 12 maande is so vinnig, flip het party dae, moet ek vir myself eerlikse goals maak, anders te hardloop die tyd ook met my weg. Ja, ek weet nie, het jy enige voornemens? Ek stem saam met jou oor hierdie eerlikse, daaglikse, ek is nog nie eens op maandeliks nie, ek is letterlik op per uur en per dag. Just try and sort that out. En dan kan ons later dink aan die groter goeders, soos per maand. Maar dit is 'n trend wat ek agterkom, wat ek het so 'n stukkie geluister van 'n ander podcast ook, wat hulle my sê, dit is 'n bietjie van 'n trend, wat mense nie meer kyk na oorhoofse, oorkoepelende groot nuwejaarsvoorneme nie, want dit is moeite daunting. En my die statistiek sê dat in die eerste 14 dae van die nuwe jaar, dan is mense gewoonlik doelgerig teenoor hulle nuwejaarsvoorneme, maar dan val dit met, ek weet nie hoeveel persent van mense wat dit net laat gaan nie. So, ek het genoeg disappointments in my lewe, ek wil nie myself nog verder disappoint met die nuwejaarsvoorneme wat ek nie gaan maak nie. So, just manage your own expectations and disappointments.
Exactly. Ja, and just be consistent. Ek het 'n cool quote gelees gister oor dit gaan nie oor motivering nie. Dit gaan oor consistency. So vergeet van die feit of jy gemotiveerd voel vandag of nie. Doen net wat jy veronderstel is om te doen vandag en wees konsekwent in dit elke dag. Daai is actually goeie raad. So gaan gym doen, nie omdat jy gemotiveerd is nie. Ja, exactly. Jy moenie wag om gym toe te gaan, moenie vir motivering wag nie. Gaan want dit is wat jy elke dag doen. 'n Ruk terug het ek ook 'n onderhoud geluister van met iemand oor habits, oor hoe jy moet hoe kweek 'n mens habits aan en hoe breek jy dit, en dis mos daai reël van 7 dae, wat 7 dae om 'n enige slegte habit. Ja, kom met ek gesê rabbits. Nee. Okay, it's possible. It's possible. Ek het 'n image in my mind gehad. Anyway, moving along swiftly. Ek wil glad nie daai image verder. Soos ek vroeër vir jou gesê het, ek is redelik underwhelmed op die oomblik. So the images in my mind is a bit crazy. Okay, terug op jou habits, Matthys. Die ou reël wat hulle sê, dit vat 7 dae om 'n goeie habit of 'n slegte habit van ontslae te raak, en dit vat 'n paar ure of 7 dae om 'n goeie habit aan te... 21 dae nie? Is dit 21 of 7? Ek dink is 21 dae. Anyways, okay, maar... Ja, ek dink as dit 7 was dit nogal maklik. Ja, ek dink jy's reg, ek dink is 21, maar ja, wel, ek het nie gewoonlik ek kan eers tot 21 tel meeste van die tyd nie, so dis hoekom al my habits net staande bly. Maar wat die persoon sê nou van gym, want dit is gewoonlik, ek meen, dit is een van die eerste dinge wat mense nou doen, hulle kom terug van vakansie af, hulle hardloop in 'n gym en kry 'n gym kontrak vir die volgende 24 maande en hulle vermoed hulle gaan nou ongelooflik fiks wees en gesond wees in 2026. Hulle werk nou al aan daai summer body van 2027. En die statistieke wys ook dat die 1 Januarie is gyms of Januarie maand is gyms ongelooflik besig, en baie mense is getrou, en dan van dit Februarie maand af begin dit afplat, en dan gedurende die wintertye in Suid-Afrika is dit regtig net die true gymmers wat gym toe gaan, en dan begin dit weer hierso van September se kant af increase wees, want dan wil almal nou ewe skielik begin beplan vir hulle Desember vakansie lyfie. Maar interessant wat die persoon te nou sê, is dat jy hoef nie noodwendig aan die begin te gaan gym nie. Deur net in jou kar te klim en gym toe te ry, is alreeds die begin is dit nie? Van jou habit. En dit is wat hy sê, is kry eers daai net onder die knie, om net uitwerk in jou dag, wanneer gaan jy soontoe ry, hoe lank gaan jy daar spandeer, kry net eers dit uitgesorteer, want anders raak jy so overwhelmed, van jy kan nie elke oggend 6 uur gaan, of 5 uur gaan, of in die middag na werk gaan nie, van die lewe gebeur. So, ja. Maar jy moet nou nie 'n lui bliksem bly, en vir die res van die jaar gym toe ry, en by die kwaai gaan sit en shakes drink nie. Jy moet op 'n stadium op die treadmill klim, julle. Maar ja, dis belangrik. Maar ek dink seker meeste van die mense se eerste nuwejaarsvoorneme is na Desember, om van daai ekstra rolletjies ontslae te raak. En jy sê jy het vir ons 'n interessante dieet bymekaar gemaak van die 70s. Ja, ek weet almal is nou op 'n dieet, maar ek het vir julle die beste dieet gekry. So hierdie dieet is actually gepubliseer in 1997 in 'n uitgawe van Vogue magazine. 97, sorry, ek dog 79. 77, nee, ekskuus, 1977. Okay, 70s. Ja. Okay, so is julle reg, kry sommer jou pen en papier uit, want jy gaan van hierdie dieet baie hou. Ek skryf. So dis 'n 3-dag dieet, waarin jy 2.5 kilogram verloor, elke 3 dae. Sure. Nee? Scientifically nagevors julle en gepubliseer in Vogue. Ek weet dit is soos Cosmopolitan, maar ons het almal daai dieete gevolg. So, jy doen hierdie vir 3 dae. Vir ontbyt eet jy 1 eier, verkieslik hard gekook, en jy drink 1 glas wit wyn. Verkieslik 'n droë wit wyn, 'n Chablis sê hulle. Is die ideaalste. Okay. En 'n vir ontbyt natuurlik nou. Vir ontbyt en 'n koppie swart koffie. So moenie worry nie. Jy kan selfs nog jou koffie drink. All is not lost, okay? Dan vir middagete. Middagete het ons op die spyskaart 2 eiers, weer verkieslik hard gekook, maar as jy 'n bietjie variety wil inbring, sê jy kan hom poach. As jy regtig moet. Kan jy hom poach. Baie essensieel 2 glase wit wyn,
en 1 koppie swart koffie. Okay, so die koffie bly consistent. Okay. Die koffie is consistent, ja. Okay, dan vir aandete, 'n heerlike het ons op die menu, heerlike 150 gram steak. Jy kan hom gaar maak, braai met 'n bietjie swart peper en suurlemoensap. Dan drink jy die whatever oor is in die bottel van die witwyn, want jy is toegelaat 1 bottel witwyn 'n dag. Okay, so dit is wat, jy's 3 glase, hoeveel glase kry mense in 'n bottel witwyn gewoonlik? Ja, sit 4,5 maybe. Okay, so ja, dan is dit 1 glas wyn. Dan nou. Ja, so jy het nog so 1 glas wyn oor dan. En natuurlik moenie vergeet nie julle, baie belangrike deel van die dieet, 'n koppie swart koffie. Okay. So there you have it. Go for it. Okay. En dit doen jy elke 3 dae? Nee, dit doen jy vir 3 dae. Dan verloor jy in daai 3 dae 2.5 kilogram. Dan sou ek aanneem jy moet dalk 'n breek vat, slaan dalk 'n bietjie oor rooiwyn toe. Ek sou dit gedoen het. Ja. Of 'n bubbles maybe. En dan kan jy hom weer doen vir 3 dae. Okay. Screen, kyk nou wat se wysheid bring jy nou na ons toe. Hier op die 21ste Januarie. Kan jy dink ek sit nou daar agter my lesenaartjie by die werk, nê? Met jou hardgekookte eier. Ja, hulle prepped meals daar sit en eet en ek met my 2 gepoached eiers en my glas rooi witwyn. 2 glase witwyn. 2 glase witwyn. 2 glase witwyn. Maar ek dink maybe moet ons die teorie op die proef stel. Miskien moet ons dit probeer. Ek dink ons moet dit toets. Ek en jy besluit op 'n dag en datum, dan doen ons dit en ons doen dit vir 3 dae en dan kyk ons of dit wel vrugte afwerp. Matthys, ek wil vir jou sê ek het in Desember maar vir al daai tyd wat ek weg was, meeste dae 9 uur begin drink. Ja. So ja, ek weet nie. Ja, maar intussen daar's 'n verskil tussen 9 uur begin drink en nie ophou voor die aand 11 uur nie. Hierdie is net, dis 1 glasie wyn met ontbyt en dan 2 vir lunch en dan die res aandete. Ek dink is doenbaar. Ja, ek dink is doenbaar. Ek sal my 1 glasie wyn. Een vanmiddagete sal ek sacrifice en hom eerder aanskuif aandete toe. Aandete toe. Kan ek dit doen? Ek weet nie, vra vir Vogue. ek dink as ons dit gaan try gaan ek dit doen. Okay, dan sal ek eerder bly by die standaard. Ja, dan kyk ons of daar 'n verskil is. En dan kyk ons of daar 'n verskil is. Okay. Ons gaan dit mooi beplan dat hierdie kan nie begin of wees gedurende die tyd wanneer my bediende by my werk nie, want daai judgement gaan ek nie kan hanteer om die oggend 'n glas wyn te drink en sy sien dit nie. Matthys, moet nou nie lui wees nie, want this is where meal prepping comes in. Het jy nou nog nie die spiertiere gesien op Instagram? Wat vir jou sê, enige ontbyt hou by enige goeie dieet, begin met proper meal prepping. Ja. Dit doen jy moet eintlik Sondag jou hele week se meals prep. Ek meen ek kan aan niks kakker dink nie, as om te weet wat ek Donderdag gaan eet nie. Maar in any case, so wat jy moet doen is jy gaan vir jou botteltjies kry, onmerkbare botteltjies. Jy's reg. Ja. Dit is water drink. Okay. Dat dit lyk of jy water drink. Okay. Prep it, dan is alles onder beheer. So ek en jy sal besluit en dan sal ons vir julle terugvoer gee om te hoor of ons elkeen 'n 2,5 kilogram verloor het. Ja. Asai. Preparation is 80% sukses. Ek dink dit kan werk. Die enigste ding is mense wat in Amerika bly, gaan nie noodwendig regtig hierdie dieet kan volg nie. Veral as Trump die 200% invoerbelasting op Franse wyne en op hulle champagne deursit. So dan gaan dit bietjie moeilik wees vir mense in Amerika om hierdie dieet te volg, natuurlik. Ja, nee, hy betuig met groot additional tariff increases. Ek meen dis rof, soos 200%. 200% spesifiek vir Frankryk, omdat Emmanuel Macron het gesê dat hy wil nie deel wees van Trump se Board of Peace, wat hy nou wil launch saam met al die uitgeleese mense en wêreldleiers waarvan hulle ek dink is $1 biljoen moet hulle betaal as 'n membership fee en dan kan hulle nou deel word aan hierdie Board of Peace en
Hulle kan dan nou saamwerk, onder andere een van die projekte wat hulle wil doen is die herbou van Gaza, maar 'n klomp ander projekte wat Trump eintlik maar so half alleen wil uitvoer, maar hy het al die ander lande se biljoene nodig, en dan het hy op die ou in die finale stem, om te sê wat gebeur, en waartoe gaan dit. So, okay. Die man het dit klink amper soos die Board of Peace iets is wat die VN gaan vervang. Is dit wat hy try hiermee beoog? Dit is my gut. Ek dink dit is waartoe hy moontlik op pad is met dit. As ek so tussen die lyne lees en kyk ek vind Trump, daar's geen goeie woorde wat Trump kan sê oor die VN op die stadium nie. So ek vermoed hy is besig om te kyk na 'n meganisme om dit te vervang, wat hy dink volgens hom die beste gaan wees. Maar nou lees ek hierdie goeters en ek sien wat die planne is, en ek sien hoe die res van die wêreld nou dit teenstaan, en groot gedeeltes daarvan is maar natuurlik oor die hele Groenland situasie en Trump se dreigemente oor Groenland, wat die Europese Unie en Europese lande almal agter mekaar staan, agter Denemarke staan. En die enigste like my president wat dadelik gesê het hy's in hierso is die president van Argentinië, Trump se groot buddy. Milei. So Milei is dadelik ingewees. Hy het gesê hy gaan verseker deel wees as 'n stigterslid. En dan is dit die Hongarye het ook gesê dat is vir hulle eer om moontlik deel te wees van hierdie. Maar vir die res lyk my is nie almal so ingenome met Trump se idee van 'n peace board nie, of 'n board of peace. A board of peace. A piece of a board. Would you like a piece of the board? For $1 billion, you can get a piece of the board. Ja. Kyk, dit kan vir Frankryk seermaak. Ek sien nou net hier wat is hulle exports na die VSA toe. 19% van hulle wyn in 2022 is alles VSA toe. Sure. Dan kom ons kyk net hier in 2023, dis 'n nuwerige statistiek. 2023 het die VSA ongeveer 36.6 miljoen liters net champagne en sparklingwyn van Frankryk af ingevoer, valued at $966 million. Yes, okay, ja, dit kan hulle nogal seermaak daai. Ek het die paar kere wat ek in Amerika was, dit was goedkoper om daar Franse wyne te koop as wat jy enigstens in Suid-Afrika kan bekostig. So dit sal jammer wees as mens nie meer Franse wyne in Amerika kan drink nie. Ja, en dan hulle mos net, waar maak hulle wyne? Die Tampa Valley of wat? Net so buite Californië. In Californië? Ja, net so buite Californië maak hulle daar wyne. En die meeste van die wyne word maar ingevoer, en as jy gaan kyk na die drankwinkels daar, is baie van dit maar van Europa, Frankryk, en hier en daar sal jy 'n Suid-Afrikaanse wyntjie ook raak sien, maar hier en daar, nie so algemeen, soos wat jy dit in die local tops sien nie. Ja, ek dink meer van ons wyne gaan Asië en Europa toe. So, Napa, nie Tampa nie, Napa. Ja, Napa Valley. Dis hy. Ja. En ek wonder of Meloni, want ek sien almal sit nou so half op bitterkole en wonder of, en jy weet, probeer haar nou aanmoedig, Meloni van Italië, probeer haar nou aanmoedig om met Trump te gaan probeer sinvol praat hieroor. Want lyk my, sy is basies die enigste leier in Europa vir wie hy actually die tyd van die dag sal gee. Maar ja, we'll have to see. Ja, vir wie hy like my respect het. Ek vind toe hy nou gehoor het dat Frankryk of Macron nie wil deel wees, en toe sê hy, hy gaan binnekort in enige keis vervang word, hy's 'n slegte leier. So, what a stupid guy. Dis sy tipiese ding van Trump. As jy nie saam met hom stem nie, is jy 'n idioot of jy's 'n slegte persoon of 'n slegte leier. Maar wat vir my 'n klein bietjie ontnugterend was, toe ek dit gelees het en nou gekyk het wat gebeur met Groenland en met al die ander uitsprake wat Trump die afgelope ruk gedoen het en goeders wat hy aangevang het. En toe wonder ek, hoe sou ek gevoel het as dit byvoorbeeld China was wat al hierdie goeders aangevang het? So hoe sou ek gevoel het daaroor? Ek weet
jy weet as gedeeltes van Trump wat ek regtig 'n voorstander is en 'n supporter is, gedeeltes van goeders wat hy doen en sê wat ek dink it's not so great. Maar ja, dit wonder ek nou maar net. Hoe sou ek dit ervaar het as Xi Jinping nou al hierdie goeders begin besluit het en uitvoer het en gedreig het. Well, Matthijs, I would have been scared shitless, want hy's 'n kommunis. So, ja. Dit wat Trump doen, maak my ook nie heeltemal gemaklik nie. Maar as dit Ping was, was ek nou aansienlik meer ongemaklik. Because, that small thing they call communism, Yeah, that small thing that becomes a real big problem. That thing where everyone owns everything, but no one owns anything except the government. That thing, Ja, wel, kyk waar is ons. So gepraat van ons government, ons is natuurlik nie genooi nie, om deel te wees van die Peace Board nie. Ek dink dit is dalk omdat Trump nie van ons hou nie, en omdat hy ook weet ons het nie $1 biljoen nie. So ek dink nie Cyril gaan genooi word daarvoor nie, maar Cyril was daarom so goed gewees en het increases gegee vir die staatsamptenare hier in Suid-Afrika. Ja, volle 3.8%. Lekker. Ja, so is maar 'n klein increase. Ek dink meeste van ons ons, as ek nou myself en jou daarbey insluit, meeste van die mense in corporate Suid-Afrika, gaan teen 'n bietjie meer kry as dit. Maar ek moet vir jou sê, ek dink nie as hulle verdien dit nie. Ek dink hulle verdien 'n decrease. Ja, my vraag is dit, hoe gaan ons nou hierdie 3.8% betaal? Wat gaan opgaan in die volgende budget speech, wat die in Februarie vir ons wag? Want iemand gaan dit moet finansier, en is ek en jy, die belastingbetaler van Suid-Afrika. So wat gaan duurder word, dat ons vir hulle nog 'n klein bietjie meer kan gee, sodat hulle kan Franse champagne koop, en Black Labels, en Louis Vuitton sakke. So ja. Kyk net hierdie foto, ek het hierdie gekry op hierdie foto het afgeneem op 'n post wat News Nexus SA. Hulle het nogal, hulle som die nuus nogal baie kort en kragtig op, maar hulle is ook baie famous vir die kookie foto's wat hulle post. Kyk hoe lekker smile hy. Alles is 'n grap, Matthijs. Is van lekker in What a life, man. Land van melk en heuning, so lekker hier. Heerlik. Ons het verlede week gepraat oor die resultate, matriek uitexamenresultate, en hulle het natuurlik die slimste groep mense is wat nog ooit geslaag het in mense jeugennis in Suid-Afrika met 'n 88% slaafsyfer. Hulle sê meer as 650 leerders het 'n 2025 se nasionale senior sertifikaat geslaag met 'n algehele slaagsyfer van 650.000, ja, sorry. Met 'n slaagsyfer van 88. Maar het jy gevra, jy wonder wat is die throughput rate? So volgens die deurdruksyfer. Die deurdruksyfer. Daar is 'n ander Afrikaanse term, maar ek kan nie nou aan dit dink nie. Ek weet glad nie. Ek het dit gisterand gehoor op een van die shows, die Afrikaanse term, maar ek kan nou nie onthou nie. So in 2014, toe hierdie bloetjies toe nou na graad 1 toe was, is daar 1.2 miljoen leerders in 2014 in graad 1 ingeskryf, en slegs 778.000 het dit in 2005 tot en met graad 12 gemaak. So dit is omtrent 500.000 mense wat ons verloor het gedurende hulle skoolloopbaan. So dis nie eers, ek dink dit kom neer op 'n 53% deurdruksyfer. Wat shocking is. Ek meen, daai is vir jou eintlik 'n baie beter indikasie van hoe gesond die onderwysstelsel is. En ek het 'n onderhoud gekyk met die minister van onderwys, nou die aand op, wat is daai girl se naam? Lorenzo Eckhardt, ja. Kyk, en ek het baie tyd van, ek hoop hulle gee haar genoegsame geleentheid om te doen wat sy wil doen as minister van onderwys. Ek hoop nie, dit is weer een van daai sake van, as sodra sy iets gaan begin regkry, gaan sy geontroon word, of so aanneem. Ek dink sy maak die regte geleide. En iets wat vir haar baie belangrik is, en wat sy groot klem op gelê het, is die fokus wat geplaas word op basiese onderrig. Dat daar te veel fokus op matrikulante is,
en te min fokus op basiese onderrig om hierdie ouetjies te kry tot en met graad 4. Want as jy hulle net kan kry tot en met graad 4 met 'n goeie verstaan van syfers en wiskunde en ook a good comprehension of reading, om te lees om te verstaan en nie net om te lees nie, dan set jy hierdie ouens op vir baie groter sukses. Dat is daai grondslag. Daai grondslag is uiters belangrik, want as jy nie 'n goeie fondasie het nie, gaan die mure in die dak nooit staan nie. En die ding is ook, Matthys, dit was my duidelik in 'n onderhoud ook, dat daar is geen accountability in hierdie onderwysdepartement of in hierdie hele onderwyssysteem dinamika wat ons mee het nie. Lorenza vra op 'n stadium vir maar die premiere, ek meen hulle moet tog aan jou verantwoording doen hiervoor. Dus sy sê nee, hulle is nie aan my verantwoordelik nie. I cannot call them to task. So die hele klink van die rapporteringslyne is so kak uitgedink dat the buck doesn't stop anywhere here. Jy weet, dan sit ons nog met ander probleme van, daar's geen nuwe skole gebou, ek dink in die laaste 15 jaar, is daar nie 'n enkele nuwe skool gebou. Ek weet nie of dit laerskool of hoërskool is, die mag dalk net hoërskole wees, wat die regering gebou het nie. Daar's hordes privaat skole wat opgekom het oral. Daar's nog steeds skole met latrien toilette. Ja. Ek sien gister 'n klomp... Wat ons steeds nie krag het nie, of banke en stoele het vir die kinders om op te sit. Ja. Ek sien gister 'n post ook van 'n klomp werklose onderwysers wat nou kamp buite die departement van onderwys. Daar's honderde van hulle wat nie geplaas is nie, wat nie werk het nie. Weet, en dan deel ons met ander goeters, Matthys, iets wat my hart gebreek het hierdie week. Die 13 skoliere, laerskoolskoliere wat oorlede is in 'n taxi. En weet jy hoeveel van ons kinders, honderde duisende van ons kinders gaan elke dag skool toe in hierdie learner transport, aka onpadwaardige taksies wat deur roekelose mense bestuur word. Hulle pak hy taxi to the brim met kindertjies en nou het hierdie ou voor 'n trok gaan injaag. Die laaste verslaggewing is dat van die ooggetuies het gesê hierdie ou het soos 'n maniak mense geovertake en toe nou kop aan kop in hierdie moerse trok vasgery. 13 van hierdie kinders, en daar is een foto, Matthys, van 'n mamma, sy het 2 kindertjies verloor. Daai foto, jy kry hoendervleis as jy daai mamma sien. Dit is absoluut iets verskriklik. Anyway, I don't know, ons moet daar begin, ons moet ons kinders by die skool kan uitkry, veilig. Hulle moet veilig wees by die skool. Hulle moet gemaklik kan wees by die skool, dit moet 'n ideale leeromgewing wees. Met ander woorde, ek moenie honger wees nie. Ek moenie onveilig voel as ek wil gaan piepie nie. Ek moenie voel een of ander onderwyser gaan my om 'n hoek takel en iets aan my doen nie. Dis wat gebeur. Al daai skandale wat laas jaar ook uitgekom het van hoeveel van hierdie skooldogtertjies, ons het laas jaar met weer eens 'n rekordhoogte swangerskapsyfer onder skooldogters gesit. Dogters so jonk soos 9 wat swanger is. En van hulle is swanger as gevolg van onderwysers. Yep. So ja, as ons dit nie gaan regkry nie. Ek weet nie hoe gaan ons hierdie sistemiese probleem in Suid-Afrika kan oplos nie. Maar dit is letterlik, we need a reset in Suid-Afrika. Want ek kan nie sien hoe ons in my leeftyd hierdie sosio-ekonomiese probleme kan oplos nie. Maybe is ek kortsigtig, maybe is ek 'n pessimist, maar ek sal graag wil weet hoe gaan ons dit in die volgende 10 jaar kan oplos, want ek sien nie 'n moontlikheid nie. Nee, dit het baie lank gevat om dit tot hier te kry, so dit gaan nie baie vinnig omgedraai word nie, en die ding is ook hierdie spesifieke minister van onderwys, Ngwarube, sy maak die regte geluide, maar ek dink nie sy het die genoegsame mag om die verandering te maak nie. Ons het iemand nodig in hierdie posisie wat die scepter kan swaai en wie na nog geluister word. En wie se instruksies gaan uitgevoer word. Maar ek meen op hierdie stadium voer niemand eers die instruksies van die president in hierdie land uit nie. So wat is 'n onderwysminister nou?
dis presies die nou gesê het van where does the buck stop? Ek meen dit stop nie eens by ons president nie. So ek weet almal sit nou op hulle eie troon en ek meen een van die groot culprits is hier in Gauteng, Panyaza Lesufi, wat vermoed hy swaai die scepter hier in Gauteng, maar as ek nou luister na wat jy sê, dan is dit waar. Hy is die stem en hy maak wet en orde in Gauteng because he can. Ja, en dit klink my dit gaan oral reg deur die regering so, Matthys, ek meen daar het die president toe nou instruksie gegee. Was dit laas naweek wat hulle toe nou hierdie display in Simonstad gehad het, hierdie militêre vloot display tussen en ek meen hy het instruksie gegee dat Iran nie mag deelneem nie. En die volgende oomblik toe daag Iran op. So niemand luister eers na hom nie. Ons almal maak net wat ons wil. Ek dink Iran het toe mos nie deelgeneem nie, maar hulle het wel opgedaag. Maar sover ek weet het hulle toe nou nie deelgeneem in die operasie nie. Ek weet nie, want ek het ook een video gesien wat hulle ek weet nie, ek was nie so intoet nie, maar wat die skip ook geseil het en toe die een ou net vir hulle geradio, vir Iran se skip geradio en gesê, kan julle asseblief die Suid-Afrikaanse vlag regmaak want hy hang onderste bo. Ja, ek het dit gehoor, ek het dit nie gesien nie, maar ek het dit gehoor van dit. Ag, tog, ja, fun and games. Fun and games, baby, fun and games. Fun and games. Jy het iets gepraat van Carl Neas, terwyl ons nou so half praat van hierdie witte in Suid-Afrika. Ek meen, daai is Puss in Boots, is seker ons grootste idioot wat ons ooit geskep het in Suid-Afrika, of gevaster. Ja, en hier is dit dank aan een van die ouens wat ek volg op Twitter, White Lion. En hy het toe nou daar net 'n summary gegee van Carl Neas wat nou hierdie wonderlike voorstelle het vir hoe ons teen die FSA gaan opstaan. So hy het twee baie werkbare voorstelle. Ons met die Suid-Afrikaanse verdedigingsmag, die army, ons met hulle groei. Ja. Definitief, ons moet hulle groter maak. Dalk nie beter nie, maar groter is altyd net groter. Ja. En nou moet ons weer kernwapens ontwikkel. Maar maar dit is wat vir my hilarious was is hierdie ou White Line verwys na Carl Neas as Kareltjie Kakhuis. Dat ek gedink het is so apt en absoluut hilarious. Kareltjie Kakhuis. Ja, ons moet nou ligloop, Matthys, en ons gaan binnekort nou nie meer seker goed kan sê nie. Ek sien die regering, die departement van kommunikasie is nou weer besig om baie geld en komitees en so aan te investeer om potgoeie te begin reguleer. So, dan gaan ons nou dalk nie meer grappies kan maak oor ou Kareltjie Kakhuis nie. Ja, wel, ek moet vir eerlikwaar sê, Colleen, die dag as daai gebeur, then I call it quits, nee? Dan is dit nou maar so. Dan was dit lekker, maar dan was dit klaar. Ja, ek kyk ook na dit en dan sien ek nou, dit is nou al van 2024 af besig met hierdie ding. En dit is vir hulle 'n groot drukpunt. Skrikkelik. Lewe en dood. Lewe en dood. Ons gaan onsself nou regtig bemoei met hierdie. Maar ek meen ons skole wat nie internet het nie, departement van kommunikasie, maar hierdie is julle prioriteit. Dis presies wat ek nou wou gesê het, is ons gaan weer terug na die basiese goeders toe. Nee, maar Maslow se basiese beginsels. Ons maak nie seker dat ons huis skoon is by ons ministerie van kommunikasie nie, dat al die goeders werk nie, dat ons seker maak dat ons kinders kan toegang hê tot internet, soos wat jy sê, en dies meer. Maar ons wil iets begin beheer, omdat ons nie daarvan hou nie. Want dis eintlik maar wat dit is. Ons hou nie daarvan nie. Ons kan die inligting by mense uitkry nie. So ons gaan dit nou, hulle wil alles breek. So die inligting, die meganisme, die platform wat op hierdie stadium actually inligting by mense uitkry. Mense is ook nie stupid, hulle kan vir hulle self discern wat is reg en wat is verkeerd en wat is waansin en waarna wil ek luister. Ek kan ons vir myself kies, man. So kom ons breek dit ook. Omdat ons dit nie kan doen nie, en ons kan dit nie create nie, mag niemand nie. Dis presies dit. En wat dit vir my interessant is dis nie noodwendige internasionale tendens nie. Internasionale, ander lande spandeer nie hulle tyd en energie om te kyk hoe gaan ons podcast kan beheer of kontroleer of begin bestuur nie. Maar in Suid-Afrika is dit 'n groot point of contention nou.
Ja, dis lande waar mense wil beheer, Matthys, wat jy eerstens kommunikasie wegvat. Hulle sit die internet in Iran af. So dit is die eerste manier. Kom ons kom terug na jou eerste woorde wat jy gepraat het oor Xi Jinping in China, wat kommuniste is. En kyk waar sit ons. Hier is ons nou. En die Ek op moet die sê voorste van kommunisme. Ja, sadly. Ek weet nie, het jy die eerste episode gekyk van die kantoor op kyk net? Yes, hulle speel op The Office. Ja, ek het dit maandag gekyk. Ek het actually vergeet dat dit Sondag gelaunch het. Ek het dit maandag gekyk. Ja. Okay, dit het my so 'n bietjie bemoedig, want dit was ek was geskok in hoe uiters onpolities korrek dit is. I loved it. Well done. Wie ever dit maak, well done aan julle. Ek dink dit is fenomenaal. Ja, die skrywer was Benny Fourie geweest en ek moet sê ek dink dit is een van op episode 1 is dit nog moeilik want dit is 'n scene setter. Jy leer die karakters ken, jy leer die environment ken. Ek dink dit gaan interessant raak hier van episode 2-3 se kant af wanneer die storyline regtig gaan begin bou. Maar ek vermoed hierdie gaan goed wat hulle sê op die staan in die dialoog sê die een ou, jy weet mos waarvan hou meisies. Meisies hou van ouens met ek weet nie wat nie en Down syndroom boeties. Dit is seker goed, dis absolute dis goed wat in die laaste paar jaar taboe geword het, wat hulle weer uitdruk, and I love it, let's start laughing at ourselves again. Ek dink hierdie gaan teen een van Benny se beste werke wees. Ek was mal oor Hotel geweest wat hy geskryf het. En dit was briljant geweest en hy het self in Hotel gespeel ook. So hierdie keer is hy die skrywer. Wie is hy in Hotel? Ek is 'n groot Hotel-fan. Ek kan nie glad die karakter onthou nie. Nee, hy was die eienaar of die besitter van die hotel geweest. Okay. Dit is sover ek kan onthou, as ek reg onthou nou. Maar met die kantoor was Benny die hoofskrywer geweest. Hy het geskryf saam met Skalk Besuidnout en hy's ook die regisseur van die kantoor. So ja, Skalk is hilarious. Ek dink dit gaan interessant wees. Ja, Skalkie het 'n rol wat hy speel. Ek het partykeer warm en koud oor hom, maar want hy kan my verskriklik gou irriteer. Maar hy was binne karakter, dink ek, speel hy 'n baie goeie rol. Ja, ek dink hy speel 'n fantastiese rol. En hoor nou wat ek vir jou sê, die kantoor gaan Polony groot maak weer. Mense gaan weer Polony op hulle broodjies gee vir 'n kinderskool toe, saam met mosterd. Dis wat hulle gaan doen. Kantoor gaan Polony groot maak. Ons stop op pad terug by van die Transkei af, stop ons by hierdie hotel, beautiful ou hotel in Berkeley Oos. Maar ons stop toe daar net so diskant brunch tyd. So jy kan sien die gultjies daar, ek meen hulle lyk asof hulle lyk soos bokkies in hoofligte, nee. Dit was nou 'n vertrapping van mense gewees en hulle het nou vir meer mense breakfast gemaak as wat hulle die hele jaar voor breakfast gemaak het. Hulle sê toe nee, hulle is op die Astansburg, hulle het niks anders nie, hulle het net toasted sandwiches, sonder chips, daar's nie chips nie. Sorry, julle kry nie chips nie. Ek sê nie, is great, al wat ek wil is 'n ham and cheese toasted sandwich. Anyway, ek klim nou in die kar, ek maak my ham and cheese op toasted verseker. Ek sê, my mede-passasier vra toe nog vir my, hoe is jou ham? Ek sê, meer soos 'n polony, maar is okay. Ek kan nie onthou wat die jaar as ek polony geëet het nie, maar ek is nou moer honger, so hy gaan. Dis allemaal 'n walglike storie. 'n polony. Maar het was 'n luukse stukkie polony, ek moet sê. Kyk, jy kry polony en dan kry jy polony. Ja, kyk, as hy daai diep roos pink kleur het, dan moet jy wegbly. Dan moet jy Turkish delight pink. Ja, daai. Onthou daai rooi worsies wat ons gekry het op 'n staan. Ons het gekry by Snoopy. Hy het so pink velletjie en as hy so bleek binnekant. Ja. Daai, dan moet jy dit weet. Net Tannie het hom so dood gekook. Ja. Kry hom so 'n droë ban met 'n bietjie fake tomatiesous oor. Ja, en as jy daai wors byt, dan spuit daar klomp van daai watersous so in jou mond in. Ja, so ek weet dis hoe ons groot geword het, kinders van vandag. Ja, ons het nie bad uitgedra nie. Ons het baie polony geëet en verskriklike walglike worsies. En ons is okay. Ja, ons is okay. Ten spyte van al die pille wat ons op is, ons is okay.
O ja, goeie punt. Okay, ja. Well spotted, Gelies. Okay, ja. Ek is nou vir die natural drive, Matthys. Ek moet tog vir jou op 'n stadium wys die hoeveelheid pille wat ek nou 'n dag drink. Wat natural nou van herbal goedjies. Herbal goedjies. Ja. Een vir immuniteit en dan 'n ander een vir perimenopause. Drink ek 'n kombinasie van 3 natural pille. Ek weet nie wat, ashwagandha en 'n wat is nog? Moringa en I don't know. Maar ek sit hulle nou almal in sulke klein containertjies vir die week, want dan laat dit my beter voel as wat ek daar staan met my massive skinkbord vol pilbottels. Maar ek sê vir jou sê, ek meen ek eet eers ontbyt hier teen 12:00, want tot en met 12:00 drink ek net pille. Ja. Ja, maar ons nou sien of dit werk. Ja, dis 'n vraag. Dink jy dis regtig goed vir jou om al hierdie goeie te drink? Het jy alles gaan research om te kyk dat hulle nie teen mekaar werk of in mekaar werk of dit is hoekom ek eers 12:00 ontbyt kan eet, want van hulle moet jy uur wag voor jy die ander ene drink en so ja. Okay. Ek het deep research hieroor and I'm giving it a serious try. Okay, nee, maar goeie werk. Kom ons kyk of dit vir jou werk. Maar daai is 'n commitment wat ek byvoorbeeld nie kan oplewe na toe nie. Om nou te weet hierdie pil moet ek nou drink en dan oor 'n uur daaiene en dan dit. Nee, wat? Daar verloor jy my klaar. Ek is gister kantoor toe met 'n pennesakkie vol pille. Wel, dit gebeur as jy aan die verkeerde kant van 40 raak. Dan gebeur sulke goeters. Ek is nou amper op pad na die verkeerde kant van 45 toe, so ja, so dan begin ons agterkom dat jy moet bietjie anders te kyk na die lyf wat jy gekry het. Bietjie mooier dalk na hom kyk. Hoorie, maar jy sê jy het gaan kyk na Lego. Wat was die storie wat jy gehoor het oor Lego? Wat was dit? Ja, het ek hom nou eers vind. Sorry, ek nou weet te vinnig op jou. Ek het hom dalk toegemaak. Nee, hier so is hy. Nee, ek het nie geweet of you gonna go there or not. Ja, so, want ek het nou met al die dinge wat Trump obviously Groenland wil oorvat en Groenland wat besit word deur Denemarke, het ek toe nou 'n meme gekry wat hulle Groenland vat en dan nou 'n groot Lego muur om Groenland gebou het. Want Lego is mos afkomstig is van Denemarke, ja. Invent deur die Deen. Ja, so toe dink ek dis nogal snaaks en ja, soos ek vir jou sê, wat ek vanoggend so lees en ek is so underwhelmed wat in die nuus aangaan en wat op die internet beskikbaar is, toe eindig ek nou eventually op om te lees oor Lego se geskiedenis. So vir die van julle wat geïnteresseerd is. Ek is tyd vir Lego, even vandag. Ek is ook mal vir dit. Ja. Mal vir dit. En jy moet sien nuwe designs wat hulle uitbring. Ek meen, it's just incredible wat jy nou alles kan bou. Onbekostigbaar duur. As jy dink hoeveel tasse en sakke vol Legos het ek gehad as 'n klein seentjie. Jy kan dit nie vandag bekostig om dit vir jou kinders te gee nie. Dis belaglik. Ja. So dit is in 1932 gevind Lego deur ene Ole Kirk Christiansen, so tipiese Deense naam. Die woord Lego is a contradiction of the Danish phrase leggot. Contradiction. Ander website sê iets anders te julle, maar dit basies dit translate leggot in Deens beteken speelgoed, play well. Okay, ja. En ironies genoeg in Latyns beteken leggot ook dan I put together. So amper like it was meant to be. That's like this was written in civilization's destiny. So Christiansen was oorspronklik 'n houtwerker, 'n carpenter. En hy het hout speelgoed gemaak en die eerste Legos was ook uit hout uitgemaak. Ja. Dit was gelyk soos 'n Lego blokkie en ook so mekaar in geklik. Dan die eerste briek wat getransisioneer het tot 'n plasties is in 1947. Dat het Christiansen dit self gemaak. Hy het 'n plastic molding injection machine gekoop en toe sy eie blokkies begin maak. En dit is genoem die automatic binding bricks. Dus, dit is waar as dit gepatent is. Ja, en nou, hier is ons nou vandag. Lego doen ongelooflik goed. Hulle het fabrieke in Denemarke, Hongarije, Mexico, China, Vietnam. En ek weet nie hoe hierdie vir hulle gaan uitspeel nie, maar hulle beplan om 'n plant in die VSA oop te maak en om fully operational te hê volgende jaar in 2027
ons sal maar sien hoe daai dan nou vir hulle gaan uitspeel. Ja. And also bigly useless information oor Lego vir die van julle wat hou van Lego. Hoe lekker is dit nou nie? Ek onthou I mean, it groei amazingly. Ja, ek onthou toe ek en jy in Amerika was, in New York was ons by daai Lego winkel gewees by Rockefeller Center. Ja, ek dink ek en jy was vir 2 ure net in die Lego Center of in die Lego store gewees. Dit was heerlik. Ja, en as jy gaan kyk 'n bietjie na die grafieke ook van hoe hulle revenue groei. Net in die laaste 10 jaar. Dit is ongelooflik. Ek meen jaar op jaar 'n maklike tussen 12, 13 tot van die jare 15% groei jaar op hulle revenue. Maar ek dink ook hulle is baie slim met hulle produkontwikkeling, want ek meen ek onthou die geskenk wat jy vir jou ma gegee het vir Kersfees. Daar is nie 'n geskenk wat jy gaan gee vir 'n 5-6 jarige dogtertjie of seentjie nie. Dit is vir 'n volwasse mark daai. So ek dink hulle diversification van hulle produkreekse om veel meer generasies te raak is briljant. Ja, nee, ek meen meeste van hulle produkte is eintlik en vir al die dierdergoeders is eintlik gemik op volwassenes. Hulle noem dit eintlik iets, ek het dit vroeër gelees, maar ek kry dit nou nie. Hulle noem dit ek het nou eendag adult kids of something. 'n video gesien of 'n foto gesien op sosiale media van iemand wat 'n skip gebou het. Dit lyk soos 'n oudtydse wat is hy skepe wat jy mee gevaar het met die seile. Met die 'n seilskip. Seilskip en daai ou Viking seilskippe wat iemand gebou het en ek skat hom omtrent so 60 cm lank en so 40 cm hoog wat hulle met Lego gebou het. Dit is absoluut amazing, maar weer eens het ek nie daai geduld om dit te doen. Dit was die persoon se Desember projek gewees, maar daai tipe geduld het ek glad nie. Ek is nou weer mal oor, ek verloor myself daarin. Ek verloor myself absoluut in daai plan en so aan. Ja, ek was natuurlik, kyk my ma's ook so, sy het glad nie die geduld nie. So nou het ek nou vir hierdie Lego, ek het vir hierdie botanical Legos gekoop. Wat nou basies as jy hom klaar gebou het, is dit 'n bos blomme. Maar ek het geweet, ek gaan dit vir moet bou, anders gaan ek volgende jaar Kersfees 2026 bou, arriveer dan lê dit nog in die boks. Want sy sê ek, kom ons bou dit nou. Ja, nee, my gedagte was nog nie koud nie, sy het hier by die 4de een gekom wat nie wou, sy sê, ag nee wat, ek sweer, doen jy dit. So, nee, toe jy dit vir my gewys het, om te sê, dit is jou ma se geskenk, ek het ons vir jou gesê, is dit om jou besig te hou in Desember, want ek ken jou ma goed genoeg om te weet, daai kite gaan nie vlieg nie. Nee, sy hou van die steeds, sy wil dit net nie bou nie, maar sy is baie mal daaroor. Ja. Ek het ander gesien 'n app wat op die stadium floreer, dis 'n Chinese app, of dit kom van China af, en die app se naam vertaal in Engels en Afrikaans is jy dood. So, dis 'n app wat jy download, en dan elke 2 dae moet jy 'n knoppie druk op die app om te registreer dat jy nog lewendig is. As jy kry 'n reminder om te sê dat ek lewe nog. En as jy binne die 2 dae of as die 2 dae tydstip verbygaan, dan word daar e-mails gestuur aan jou gekose mense om te sê, hoor hier is moontlik 'n probleem, die persoon het nog nie ingecheck nie. En dit is apparently 'n groot tendens van met China, met hoofsaaklik die meeste mense van China, van ons ouderdom en eintlik tussen 20 en 40 sê hulle, wat alleen woon, en hulle vermoed dat binne die volgende 5 jaar daai syfer van in 2010 was dit 18 miljoen mense, dat dit gaan styg na tussen 40 en 70 miljoen mense in China wat alleen gaan bly in die volgende 5 jaar. Natuurlik is dit ook net vir China 'n groot krisis, want hulle het 'n dalende populasiesyfer met al die mense wat nie meer trou nie en alleen bly. Maar toe wonder ek nogal daaroor, is dit nie actually nie 'n slegte idee om iets soos dit in werking te stel nie, want hoeveel mense woon alleen. Ek het nou eendag het ek vir iemand gesê, Sofia, my hond is so food motivated. Ek meen, jy kan vir Sofia met enigiets, ek sê, enigiets is haar kos is, sal sy enigiets vir jou doen. En ek het nogal nou eendag gedink, maar as ek vir 2 dae dood lê hier in my huis, sy gaan my verseker begin eet. Ek weet, I know that.
I know that for a fact, want sy is food motivated. So, ja. Nou, iemand gaan jou voor dit kry, want sy gaan so keel opsit, Matthys. En maar dan gaan sy dadelik gaan vir my lewer, of iets soos dit. Maar ek dink nie, liefie, Baba, ek dink nie, jy moet gaan vir my lewer nie, maar ja, gaan maar eerder vir iets anders te. Hy wou die eet. Ek dink is eintlik 'n goeie idee vir mense wat alleen bly. Mens hoor gereeld van mense wat gekry word daar op het almal weke nadat hulle heen gegaan het. Ja. Omdat hulle alleen bly. Ja, so ek meen as jy nie elke dag iemand het wat by jou incheck of mense met wie jy elke dag op die foon praat of bure het wat jy elke dag sien. Ja. Of so nie. Dink ek dit is regtig 'n risiko. Baie innovative risiko. En veral vir mense wat byvoorbeeld van die huis af werk ook. Wat nie hoef in te gaan kantoor toe of nie hoef aan te meld. Meeste van ons jou kantoor gaan jou eerste soek. You're probably going to be fired before you're found. so die toep of app is op die stadium nog net beskikbaar in China, maar hulle is besig om dit uit te brei. En dan Chinees. Ek kan nog net as ek kom ping aan gaan hy, wat beteken koeling lewe? Anyway, ek wil op 'n kak praat. Maar ja, dit gaan binnekort reg oor die wêreld beskikbaar wees. So ja, ek het nog al gedink dit is actually 'n heel oulike fonds, en maybe is dit ook maar net omdat ek en jy al twee alleen bly, dat 'n mens dink sulke goedjies is oulik, maar ek vermoed daar's 'n klomp ander mense, en wat ek nogal aan gedink het, is veral ouer mense, mense wat op hulle eie bly, of in 'n aftreeoord bly, of wherever bly, wat nie noodwendig, ek het nogal gedink, dit is 'n oulike idee. So ja, het jy nog 'n ander storieetjie, of ietsie, 'n snuisterigheidjie hierso vir die mensies? Nee, ek het dit gesien, soos, ek weet nie, ons het nou gepraat, ek het dit ook in Vogue gekry, ek het 'n bietjie Vogue gelees, die laaste ruk, bietjie history van Vogue. 1970 Vogue, het jy dit gekry daar in jou ma se trommel in haar garage? But I went full circle, Matthys, tot en met navorsing wat laas jaar gepubliseer is in Vogue, einde laas jaar, wat gedoen is om onder millennial vrouens. Kyk nou, gegrond op die navorsing weet ek ook verseker ek is nie 'n millennial nie, ek is definitief in daai last generational groep, maar 'n studie in Amerika het gevind dat millennial vrouens verkies deesdae om mans te date uit die Gen Z generasie uit. So Gen Z is jonger as hulle, nee. Is jonger as millennials. Jonger as hulle. So met veel in konteks te sit, millennials is gebore, hulle is in 1980, ek dink meer akkurate soos is 1984 tot 1996. Ja. En dan die Gen Z'ers kom dan van 1997 tot 2012. En die rede hiervoor is dat hierdie dames kom apparently met verskriklik baie, wat hulle noem, ek moet tog net vir hierdie quote lees, exhausted from all the emotional labor in past relationships. Is hierdie dames so? Shame. Precies So, hulle verkies nou hierdie manne, want hierdie manne het groot geword in 'n era waar goeie soos terapie en talking about your emotions en mental health was heeltemal genormaliseer. En dat hierdie ouens nou baie in touch is met hulle gevoelens van vulnerability, jy weet, die een wat ek met hierdie quote ook vir julle lees is, die studie refer na the new masculine. The new masculine flex is discussing breathwork, ice baths, attachment styles while wearing a kimono at an alcohol-free morning rave. So ja, apparently is hulle into dit, een van die wat hulle noem intimacy experts, het nou ingeleen op die hele ding, en sy reken, dit is so as gevolg van die feit dat mans, millennial mans, gaan ook vir jonger girls, so en jonger girls is geneig om millennial mans te gaan, because they're successful and they're established and what not. So die pool manne daar, het aansienlik groter geword. Ja. Hulle sê ook dat jonger mans het minder baggage, en die girls is moeg vir ouens met baggage. Ja, want hulle is jong. Hulle eie fucking baggage. Ja. Hulle is nog besig om dit bymekaar te maak. Nou gaan jy millennial mamma, daai arme kind, heeltemal op donder met onnodige baggage. Ou mens baggage. Nee, sis man. Ja.
Ja, en dan sê sy ook dat hierdie jong mans align met die millennials se seksdryf, as ook hulle soek na avontuur. Ek het natuurlik 'n teorie, ek dink die jong manne soek eintlik maar net, ja, ek dink die girls, dit is minder baggage, ek dink hy doen alles wat jy vir hom sê om te doen. So Hulle it's soek tempting. mamas en die dogtertjies soek papas. That's what it is. Ja, Is my opinie. ja. Emotional baggage of damage, wat is daai ding? Ja, so niks het eintlik maar verander nie, deur die generasies. Mommy and daddy want issues. almal wat mommy en daddy issues het, soek maar altyd maar 'n mommy of 'n daddy. I guess. Sê ek en jy nou met ons grade in sielkunde. Skakel volgende ons- week in, dan maar los ons ons- al jou mental health probleme op. Ja, Dr. Colleen en Matthys op sy pos, op hulle pos. Wel Colleen, ons het dalk nie grade in sielkunde nie, maar ons het darm 'n paar jaar se lewenservaring agter die rug en ons het dieselfde van daai foutjies gemaak, so ons kan ons praat uit ondervinding in daai Definitief. konteks. So ja. Maar op daai wyse woorde dan van hierdie episode van die 21ste Januarie, groet ons jou dan en as jy 'n millennial is en ja, ek weet nie eintlik wat Hoop jy om word te sê nie. gerivet. Ja, Word jy dis word eintlik gerivet op 'n eintlik al wat daaglikse ek vir jou wil basis, sê. nooi? Ja. Kyk mooi na jouself, dis al. Jy vermoed jy's baie precious, so kyk mooi jouself. Dis al. Ons gaan jou mis eendag. En Okay, so dis aan dit. Cheers. Bye. sit dit bye. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, daai het vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, en almal is nie.